Kersfees is pas agter die rug en elkeen van ons het sekerlik ergens vir iemand 'n geskenk gegee. Miskien vir jou vrou of jou man, vir jou kinders, kleinkinders, en dalk vir 'n vriend of twee. En ons weet hoe dit, baie keer hoe moeilik dit is om vir iemand 'n present te gaan kies. Jy weet nie waarvan hy of sy sal hou nie. Maar ons sien dat Isak het sy slaaf gestuur daar in Genesis 24 en wat met 10 van sy kamele en ook allerlei mooi geskenke gegaan het na Mesopotamië, na die stad van Nahor. En hy het toe by 'n drinkplek gekom waar die kamele onder andere water gedrink het. En toe sit hy aan 'n jong meisie omtrent 14 jaar oud, 'n goue ring van 6 gram. In vandag se terme so om en by R14.000. En hy sit dit aan Rebekka se neus. Nou, dis baie interessant dat dit vandag weer taamlik populêr is om 'n ring of 'n ringetjie aan die neus te dra. En hy gaan verder, hy vat ook 2 goue armbande van 115 gram goud, omtrent R273.000 se waarde in vandag se terme. En hy sit dit aan haar arms. En daarmee sê hy eintlik vir haar, iemand hou van haar. Iemand gee vir haar om. En eintlik meer as dit, iemand wil met haar trou. Nou weet ons dat hulle getroud is en baie jare lank gelukkig saam gewoon het. Dit begin met die gee van presente. En ek dink vele jong mans in vandag se lewe is maar weer geneig om dieselfde pad te loop. Ek onthou, dit was vir my 'n voorreg om vir my geliefde vir Wanda, voor ons getroud is, veral presente te gee. En dit is so jammer dat 'n mens met die tyd al minder daaraan dink om dit te doen. Mens raak gewoond aan mekaar. En tog sê presente, ek gee om vir jou. Jy is vir my belangrik. En ek dink net ons moet versigtig wees dat presente, die gee daarvan, nie ons slegter laat voel as voordat ons dit gee nie. Want as jy nou gaan kyk na kredietkaarte wat in hierdie tyd oortrek word en mense eintlik na die tyd meer in skuld is as voor die tyd, dan is dit eintlik jammer dat ons bietjie hierdie gee van presente aan mekaar uit verband ruk. Maar een van die belangrikste presente wat 'n mens seker kan kry, kom van jou ouers af as jy gelukkig is. Almal van ons kan nie sê ons het daardie voorreg gehad nie. Want in Spreuke 9 vers 14 sien ons van ons ouers kan iemand 'n huis en besittings-erf of kry, geskenk. Dit is 'n ander manier van 'n geskenk. Maar, en hier kom ons by 'n baie belangrike punt, 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Ek dink ons vergeet partykeer van hierdie uiters belangrike geskenk wat ons van die Here ontvang het. Ons as manne dink dalk ons was so oulik en ons het so indruk gemaak op die meisie en dit is sekerlik waar. Maar as die Here vir ons 'n verstandige vrou gegee het, iemand op wie ons kan staat maak, iemand wat ons kan ondersteun en wel ook van ons kan verskil en vir ons op die regte pad help, is dit 'n geskenk van die Here. Kom ons waardeer ook hierdie present wat ons kry. Koester dit en miskien moet ons maar 'n bietjie meer presente uitdeel, ook aan haar, en loop mooi.